Amen. Dankie. Dankie vir jou liefde. Dankie vir jou grootheid. Dankie dat ons môre nie net in 'n gebou staan, omdat ons godsdienstig ons gewete wil staan. Maar ons staan vanmôre in hierdie bymekaar kom, omdat daar in ons harte honger is, om in hierdie tyd, in hierdie dispensasietyd, meer en meer ernstig met U te kan wees. Meer en meer in verhouding met U te kan wees. Sodat ons lewe saam met U bloed kan getuig, dat ons is uitverkoop aan U. En Vader, vanmôre is my gebed dat ons sange werklik aanbidding sal wees vanmôre. Dat die woord wat uitgaan werklik soos 'n tweesnydende swaard sal kom skeiding maak tussen gees en vlees. En dat ons meer en meer hier kan uitstap en kan sê, dit was goed om in die huis van die Here te wees. Daar's vuur wat binne my brand, om hom meer en meer te dien. En dankie vir U liefde, dankie vir U genade, dankie vir U hand wat ons aan steel vashou. Amen. Kom ons sing. Kom ons sing ons eerste liedjie saam, This Little Light of Mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. The good Lord gave me the light, so I'm gonna let it shine. The good Lord gave me the light, so I'm gonna let it shine. The good Lord gave me the light, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. The good Lord gave me the light, I'm gonna let it shine. The good Lord gave me the light, I'm gonna let it shine. The good Lord gave me the light, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Stop gou. Ek wil hê ons gaan hierdie liedjie weer doen, maar ek gaan nie 'n woord sing nie. Ek wil hê elke persoon moet vanmôre hulle hande klap. Ek gaan hierdie wysie laat tannie Ida vir ons speel en ons gaan net hande klap. Kom ons doen dit weer. Kom ons sing dit saam. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Gaan jy dit net sing vanmôre? Light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. The good Lord gave me the light, I'm gonna let it shine. The good Lord gave me the light, I'm gonna let it shine. The good Lord gave me the light, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it
dankie dat U vir ons gestraf het op die kruis vanmôre, Here. En daarom kan ons vanmôre sê, die Here wat ek dien, Hy is so wonderbaar. Die Here wat ek dien, Hy is so wonderbaar. Die Here wat ek dien, Hy is so wonderbaar. Hy hou my in die dood en Hy sit my in die lewe. Hy hou my in die dood en Hy sit my in die lewe. Die Here wat ek dien, Hy is so
lief. Here, en wanneer U ons kom haal, kan ons weet dat dit 'n goeie môre sal wees in die hemel. En daarom kan ons hierdie volgende liedjie sing. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Walking with Jesus every step of the way. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Walking with Jesus every step of the way. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's such a good feeling just to know that you're safe. Don't let your troubles stand in your way. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Walking with Jesus every step of the way. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's such a good feeling just to know that you're safe. Don't let your troubles stand in your way. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Walking with Jesus every step of the way. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's such a good feeling just to know that you're safe. Don't let your troubles stand in your way. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Walking with Jesus every step of the way. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Walking with Jesus every step of the way. He's got a blessing
With my hands I will praise Him. With my voice I will sing. With my feet I will dance before the King. With my hands I will praise Him. With my voice I will sing. With my feet I will dance before the King. And I will praise just like Adam did. I'll sing the songs of Eve. I'll walk in the garden. I will talk to my King, and I will call those things that be not just as though they were. I'll walk in the garden. I will reign like a king. With my hands I will praise Him. With my voice I will sing. With my feet I will dance before the King. With my hands I will praise Him. With my voice I will sing. With my feet I will dance before the King. And I will praise just like Adam did. I'll sing the songs of Eve. I'll walk in the garden. I will talk to my King, and I will call those things that be not just as though they were. I'll walk in the garden. I will reign like a king. With my hands I will praise Him. With my voice I will sing. With my feet I will dance before the King. With my hands I will praise Him. With my voice I will sing. With my feet I will dance before the King. And I will praise just like Adam did. I'll sing the songs of Eve. I'll walk in the garden. I will talk to my King, and I will call those things that be not just as though they were. I'll walk in the garden. I will reign like a king. I will reign like a king when I walk in the garden. And then we will talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, through all eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more.
the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, through all eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Come bless the Lord, all you servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place. Come bless the Lord and bless the Lord. Come sing His praise. He watches over you, the maker of the earth and the heavens above. Lift up your hands in the holy place and bless the Lord and bless the Lord. Come praise His name. He's the one who keeps you safe. He guides us on our way. Day and night is true. Lift up your hands in the holy place and bless the Lord and bless the Lord. Come bless the Lord. Come bless the Lord. All you servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place. Come bless the Lord and bless the Lord. Come bless the Lord. Come bless the Lord. All you servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place. Come bless the Lord and bless the Lord. Doen slechts U wil, Heer. U wil met my. Amen. Doen slechts U wil, Heer. U wil met my. U met my die klein. Vorm my net soos U wil. Op U steeds wacht, nederig en stil. Doen slechts U
Bring lof en eer aan die Here. Amen. Drink net so 'n bietjie hierdie atmosfeer. Drink net so 'n bietjie hierdie heiligheid. Drink dit net so 'n bietjie vanmôre. Daar waar jy staan word net stil. Aan U Here. Halleluja. Here, wat 'n eer om U te kan aanbid Amen. as ons Vader. Wat 'n eer om U seuns en dogters te kan wees, vrygemaak van ons eie gedagtes wat godsdiens is en hoe dit moet wees en hoe ons moet optree en hoe ons moet perform om U aandag in die gedagtes te kry. Here, lank voordat ons nog eens geweet het, ons is 'n mens, nog voor die grondlegging van die aarde was ons reeds in U gedagtes. Amen. Daar's niks wat ons môre kan doen om U te beweeg, om ons raak te sien. U ons raak gesien lank voordat ons eens geweet het, ons sal op hierdie aarde loop. En Vader, U het ons bewaar. En U het ons beskerm. Dankie, Here. Selfs toe ons nog die vyand was. En dankie vir daardie glorieryke dag, toe ons oë ook kon oopgaan, die skille van ons oë kon afval, en ons U kon sien, Amen. as die liefling van ons siel. Dankie vir daardie wonderlike dag, waar ons ook so Saulus ontmoeting op pad, in ons Damaskus omstandighede gehad het, toe U lig ons kon verlig het. Amen. En vandag, Vader, wil ons van U getuig. Wil ons vandag verklaar, daar is geen ander God, behalwe die God van Abraham, Isak en Jakob. Daar is geen ander deur na die Vader, behalwe deur Jesus Christus. Maak nie saak wat die wêreld sê, maak nie saak hoe die wêreld daarteen skop, daar is geen ander weg na God die Vader, behalwe Jesus Christus. Amen. Halleluja. En Here, U is daardie deur nie goedkoop gekoop, maar U deur U kosbare bloed Halleluja. het U die deur oopgemaak, het U die versoening kom doen. En vanmôre in hierdie atmosfeer verlang ons Heilige Gees dat U met ons die woord sal oopbreek in openbaringskrag en dit op die lippe van klei sal kom lê. In Jesus se kosbare naam. Die volk sê amen. Halleluja. U kan nie sit plek nie. Watter fondasie staan in jou lewe? As jy vraag stel, wat ek glo ons stap in ons volgende nie self moet afvra. Watter fondasie staan in jou lewe? En toe ek aan hierdie gedagte dink, terwyl die Heilige Gees met my deel in die week, gewoonlik deel die Heilige Gees met my eers Sondagoggend die woord wat ek moet kom bring, en dan terwyl ek in stilte vanmôre by die Heilige Gees is, dan kry ek die skrif en dan kom lewer ek dit af, maar hierdie week was besonders. Woensdag al. Dit deel die Here met my. Nee, donderdag aand in die klas. Terwyl Attie die woorde sê, en net moet kyk hoe lyk die stene van jou huis. Net daar sê die Heilige Gees met, dis waaroor ek wil hê julle met my seuns en dogters Sondag moet gaan praat. En terwyl ek stil word by die Gees van die Here, het die Gees van die Here vir my die tema gebring, soos wat dit vanmôre aan U oorgedra word. En terwyl ek stil word, vaar die Gees van die Here my na 'n konstruksie.
site, goeie Afrikaans, konstruksies. En hy laat my kyk. En hy sê vir my, ek wil jy moet oplê, hoe lê hulle die fondasie. En terwyl hierdie toneel voor my afspeel, sien ek hoe sit hulle hierdie reinforcement, hierdie versterking. Sit hulle binne daai gat. Jy moet my maar vat, ek is maar 'n klein ouetjie wat net 'n groot en 'n magtige God op my lewenspad ontdek het en hom gevind het en aan hom vashou met alles wat in my is. Amen. Terwyl ek na dit kyk en ek sien hoe word dit met kundigheid gebou voordat die sement, die konkreet kom. Besef ek, Here, as hulle dit doen met 'n wêreldse gebou, soveel ingenieursvernuf daarin sit, soveel beplanning. Hoe is dit dat ons as kinders van God nie aan ons eie fondasies bou nie? Aan ons eie standvastigheid in ons verhouding met God bou. Dat ons seker maak dat daai fondasie is reg gelê voor ons die gebou begin bou. Die woord van God sê met reg, hy sê wanneer jy die dag besluit om die Here te dien, moet jy eers die kostes bereken, voordat jy begin bou. Of jy gaan klaarmaak met hierdie geloofsbesluit, wat jy neem om Jesus te dien, en om te volg. Maak seker, jy is reg en bereid om die prys te betaal, van 'n kind van God te wees. En die fondasie kan op niks anders te vanmôre gelê word, as op die bloedpad van Golgotha, waar God se seun self mens geword het, volgens Johannes 1 vers 14, en vlees geword en onder ons gewandel het, en hy alleen is vanmôre die fondasie waarop ons gebou. Buiten hom is daar geen ander fondasie. Amen. Halleluja, kom sê die Here. Ek is ook baie versigtig met hierdie wat ek nou gedoen het om te sê, kom sê die Here lofprys, want ek het ook in my lewe al gesien dat predikers is so vol van hulle self terwyl hulle preek, kom sê die Here lofprys, en ek vat hulle raai lof van my pryse dan op daai oomblik pas in die ander. Maar in my hart, wanneer ek jou vanmôre vra om 'n prys te gee, dan is dit werklik omdat ek aan hom 'n prys wil gee en sy naam moet groot word in hierdie plek. Kom ons staan stil by die gedagte, wat 'n fondasie staan in jou lewe. En dit gaan so 'n bietjie ander hoek wees. En ek wil vanoggend vir u sê, omdat ek aflewer wat God op my hart gee om af te lewer, en ek werk nie preke uit om te dink, wat het jy vanmôre nodig nie. Wil ek vanmôre weer sê, daar gaan plekke wees wat jy gaan sê, einde aan steede van amen. Maar die woord moet jou vanmôre by God uitbring. Ons het nodig in hierdie tyd wat ons nou leef, dat die kerk weer by God sal wees, God se evangelie verkondig en afstand doen van wealth and prosperity teachings en die hele dag en die hele nag net geld en geld en geld in die kerk te praat. Ek wil vir julle sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs bou die bouers, en daarom het ek en jy nie nodig om die hele tyd te loop en geld praat binne die kerk nie. God sal self oprig en in jou hart praat waar hy wil hê jy moet saai. Maar is nie nodig dat 'n hele diens 10 minute aan die woord afstaan en 90% van die tyd is net fondasies wat gebou word op fondsinsamelings en geldpraatjies nie. Matteus 7 vers 24 en 26 sê dan vir ons, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, die Here Jesus is hier aan die woord. Hy sê, elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En dan vers 26, elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat terwyl my eie lewe so sekondes aftik, en daar ook 'n dag in my lewe sal wees waar die afgemete tyd op hierdie aarde verstrek. Dankie vir nog 'n geleentheid om in u diens u woord te kan aflewer. Dankie om getrou te kan wees aan u.
help my, soos altyd, dat daar ook geen bloed op my hande sal wees wanneer ek voor U moet staan eendag, om ook loon te ontvang, of geen loon. Maar ek wil U eer vir U liefde vanmôre, wat U mee, U seun se dogters kom bemoedig. Amen. Amen. Die woord hier, o ja, net so gou vir die besoekers. Ek kan nie agterkant sal staan nie. So ek staan nie, ek sien tussen jou. Ek loop en ek praat met jou. Ek kan nie agterkant sal staan. Amen. Video kom nie. Omdat my bediening nie agterkant sal begin het nie. Amen. My roeping van God te begin, om 'n nagklap uit te gaan, en dalk wat ek nou gaan sê, gaan jy afsit, dan sit ook my op tuis. My bediening het begin waar ek in die nagklap gegaan het, en in die kots van 'n 16-jarige dogtertjie, wat besig was om in 'n Audi dood te gaan, God aangeroep het, en sê, Here, asseblief, hierdie kind mag nie sterf nie. Sy moet by Jesus uitkom. Ja, prys die Here. Sy moet. My bediening begin om in die straat uit te gaan, en gaan ek op by Halloween aand, gaan ek in 'n satanistiese kerk, en as die pentagram op die grond geteken, en dink ek, Here, wat soek ek hier? Dan sê die Heilige Gees vir my, want ek het jou gestuur, en dan sit ek so saggies hier, en dan begin ek in tale te bid, en dan blaas jy hi-fi op, en die volgende moet staat hierdie 42 satanisten mekaar, en dan trap daai pentagram, dat hy lyk soos 'n Picasso. Dis hoe my bediening begin het. Daarom kan ek nooit stagneer om agter 'n kansel te staan en myself aan daai kansel vas te boei, en dit word nou my steunpilaar vir die hele preek. Ek hou so vas in daai, nee, ek is 'n kontakmens, ek is 'n 1-tot-1 mens, ek is 'n oogkontakmens. Amen. En ek wil jy moet vanmôre weet, my hartsbegeerte is om jou toe te rus, in jou lewenssoeke, om nader aan God te kan kom. Halleluja. Dis my enigste begeerte vanmôre om 'n dienaar te wees in diens van die Here Jesus Christus, om jou te bedien as seun en dogter, om by daai deur te kan uitstap vandag en te kan sê, ek het die Here vanmôre met myself hoor praat. Die boodskap was asof dit vanmôre met my gepraat het. Dis asof die pastoor vanmôre net vir my gepreek het. Maar dit gee my moed, dit gee my krag, dit gee my spoed om daai deur uit te stap in 'n gebroke wêreld, en 'n vervalle wêreld, en te kan sê, ek het fondasie waarop ek staan, wanneer ek sê ek dien die Here Jesus Christus. Ek is nie net 'n Sondag Christen nie. Ek is nie maar net iemand wat op 'n Sondag 'n mombakkies aantrek, en dan kom staan ek voor mense, en dan wil ek my hande oplig, en wil hierdie halleluja's en hierdie prysliedere sing, en terwyl ek hierdie week is ek die mees goddeloosste mens, maar Sondag is ek die mees heiligste mens wat jy kan kry, want ek trek my masker, ek trek my kerkbaadjie aan, en nou wil ek almal kom indruk hoe alright is ek. Ek glo die kerk moet 'n plek wees waar die vuur van God so brand dat niks wat onheilig is nie ver my kan bly nie. Amen. Dat niks wat God hartseer maak en wat God bedroef verder in my lewe kan sigbaar wees nie. Amen. Dat dit my op 'n plek bring dat ek amper voel die bank raak te warm. Ek wil eintlik opspring en sê, Here, U praat vanmôre met my. Dankie Heilige Gees. Amen. Galasiërs 1 vers 13 tot 16, want julle het gehoor van my, en nou het ek nie meer die bron nodig nie. Galasiërs 1 vers 13 tot 16 sê, want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en verwoes het. En dat ek in die Jodendom vooruit gegaan het, en bo baie van my leeftijd onder my stamgenoot het, terwyl ek vir alle yveraar was vir die oorlewering van my voorvaders. Maar toe dit God behaag het wat my afgesonder van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy seun aan my te openbaar, sodat ek hom onder die heidenisse verkondig het, ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. Halleluja. Amen. Dankie Here. Paulus kan vir jou so 'n boek skryf, waar ek het my kerk. Ek dien God op my manier. En toe kom ook God om los. Hy het letterlik
aan die voete van die hooffariseer in Jerusalem groot geword, Gamaliel. Hy het aan sy voete geleer. Hy was 'n fariseer by uitmate. Hy was 'n fariseer van vuur en draftigheid. Hy was 'n fariseer uitverkoop om hierdie kettery, hierdie valse geloof van hierdie volgeling van Jesus Christus tot aan die uiterste van die aarde te vervolg en in kettinge te boei en terug te bring na Jerusalem toe, waar hy voor die regsbank van die Sanhedrin moet verskyn om geoordeel te word vir hulle valse lering wat hulle teen die Jodendom, teen die Judaïstiese geloofssysteem, die Ou Testamentiese geloofssysteem, sou hulle daar op die regsbank veroordeel word. Paulus was die een wat die klere opgepas het van die wat Stefanus met klippe doodgegooi het. En die woord sê, hy het sy goedkeuring gegee aan dit, terwyl hy daar gestaan het. Hy het wel nie self die klippe gegooi nie, maar hy het sy goedkeuring gegee. En vandag wil ek vir u sê, as jy na Hynie toe gekom het vanmôre, om 'n kerk te kon vind waar jy 'n lidmaat kan word, waar jy kan voel, joh, ek hou van hierdie pastoor se preke, ek dink ek kan hier parkeer, hier gaan ek dan as jy op die verkeerde plek. Dan as jy op die verkeerde plek. Maar as jy vanmôre in 'n plek is waar jy kan sê, ek was vanmôre by 'n plek waar seuns en dogters van God bymekaar kom en waar die Gees van God met vuur gewerk het, waar ek weer in my honger begin ervaar het om God met alles te dien, om my alles op die altaar te plaas. En in daardie oomblik terwyl die woord uitgegaan het, was my eie lewe soos 'n amper soos 'n toneel wat voor my afgespeel het en dit het my by die plek gebring het ek besef het, dit waar is my tekortkoming en hoe ver moet ek nog uitreik om by die plek te kan kom waar ek met my alles God dien, is jy vanmôre op die regte plek. Ek het 'n gesegde, as ek mense vir die eerste keer kerk toe nooi, of hulle vra my pastoor, waar is jou gemeente, dan sê ek gaan jou sê waar is my gemeente op een voorwaarde. As jy nie Sondag die Heilige Gees ervaar in my kerk nie, soek ek jou nie volgende Sondag weer terug in my gemeente nie. Want jy altyd ons strewe en ons jag pastore na. Ons skryf vir die gunsteling pastore wat preek nie, en ons volg hulle slaafs na, maar ons kom nooit by Jesus uit. Ons kom nooit by die plek uit van ware bekering, ons kom nooit by die plek uit dat die vuur van die woord binne my kom brand, soos vuur wat ek wil amper sê jou dryf om te sê, ek wil nou meer Jesus met my alles dien. En dit bring my by die volgende skrifgedeelte. Paulus, wat hier in hierdie godsdienstige sisteem vasgevang was, het ontmoeting. En so ontmoeting bring hom by die volgende. Handelinge 13 van vers 2. En terwyl hy besig is om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En toe hulle gevas en gebid het hulle die hande opgeneem en hulle laat gaan. So het hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur afgegaan na Seleucia en daarvandaan weggevaar na Cyprus. En toe hulle in Salamis kom, het hulle die woord van God in die sinagoges van die Jode verkondig en hulle het ook Johannes as helper gehad. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nog nie by die plek in jou lewe gekom het, waar jy deur God gesal word om vir hom iets te doen nie. Maar jy sit al vir 20 jaar geparkeer in 'n kerkbank, is jy op 'n gevaarlike plek. Want God het jou nie geroep sodat jy kan bekeer en parkeer nie. Hy het jou geroep sodat jy Handelinge 1 vers 8 kan beleef en ervaar kragtig, wat sê dat jy sal, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, sal jy my getuie wees, waar jy begin in Jerusalem met hulle begin, daar waar jy begin in jou eie huishouding, daar waar jy met jou eie man en vrou en jou kinders 'n verhouding met God begin te bou. Jare terug onthou ek stap in 'n kerk in en ek gaan eintlik net om te gaan kuier. Ek het gehoor van die gemeente en ek gaan net so 'n bietjie uit die skierigheid hê. Ek gaan nie eens pastoor nie. Ek berg daai baadjie in my kas en ek gaan net stilletjies. En terwyl ek daar sit, Heilige Gees het meneer, hy haal vir die bank uit. Ek sit nog daar rustig, niemand ken my nie. Sê die persoon daar, die Here sê jy moet daar sit met vorentoe kom. Gaan vorentoe. En ek sal nou daarvoor, jy weet mos, jy wonder nou waarvoor het hy jou vorentoe geroep. Hy sê die Here sê julle kan hierdie man enigiets vra en hy sê vir julle antwoord kan gee, die Gees van die Here is om my. Ek sê nou.
En hier staan so 'n groot visstannetjie op. Sê pastoor, ek het 'n vraag vir jou. Jy sien wanneer ons gedryf en gestuur word deur die Heilige Gees, het jy nie nodig om eers voor te berei Amen. om vir iemand 'n antwoord te kan gee. Jy het nie nodig om eers by 'n plek te kan kom wat jy so super heilig in jouself voel, dat jy so voel, fire voel, nou is ek reg, nou kan ek vir nee, sommer net daar. Paulus wil loop en val skare so net op mense wat hulle gesond geword. En daardie aand staan hierdie vrou op en sy sê, ek dink sy het net opgedink, ryk, ek het 'n vraag. En ek gaan vir hom vasvat die voor hierdie mense. Net dan sal ek onskuldig daar. Sy sê, pastoor, ek het nou 'n probleem by my huis. Ek het nou besluit om die Here te dien. Maar my dogter bly saam met 'n ouetjie in my huis. Moet ek huis toe gaan en gaan wegjag? Wat moet ek doen, pastoor? En soos altyd, antwoord ek nie dadelik nie. Ek word stil. En ek luister. Amen. Amen. En toe sê ek vir haar, ek het nie vir jou antwoord nie. Maar ek kan vir jou sê wat die Gees van die Here op my hart lê om vir jou te sê. Sê vir my dame, hoe het jou dogter in die eerste plek in jou huis gekom om saam met haar vriend te kan bly sonder jou toestemming? Sy sê my, maar pastoor, op daai stadium was ek nog in die wêreld gewees en tussen dit by die Here uitgekom en ek kan nie meer goed in my huis toe laat nie. Ek sê, dan moet jy huis toe gaan vanaand. En dan gesit jy met jou dogter en haar vriend. Met die liefde van Jesus. Ja. Nie soos 'n fariseer wat gaan om te oordeel nie. Dan gaan sit jy met die liefde van Jesus en jy sê, my kind, eers moet mamma bely, ek was ver van God af en ek het goed in my huis toegelaat, wat God nie behaag het. Amen. Maar intussen het mamma by die Here se voete uitgekom en hierdie ding wat nou in die huis gebeur, dryf teen my begeerte om die Here meer te dien. My kind, sê jy vir mamma, hoe moet ons hierdie saak hanteer? En dan sit jy terug en vertrou die Here om die gesprek om daai tafel te voer in liefde. Want as ons mekaar vermaan, moet dit ook in liefde wees. Dit moet opregtheid wees. Dit moet nie wees om nou ek by die Here het gekom het, nou word ek hierdie super godsdienstige wat ander mense die hele tyd loop en oordeel. Die hele tyd loop en fout soek in ander mense se lewe. Ek en jy is nie gestuur om te oordeel, ons is gestuur om die verlore gaande wêreld buitekant met bemoediging op te tel en te sê, omdat die Here leef en hy in my lewe 'n werklikheid is, wil ek ook graag die liefde van Jesus na jou toe bring, sodat daar ook in jou huis 'n plek en 'n uur en 'n tyd sal wees van sê, hierdie huis het die stem van die Here gehoor, vir hierdie huis het daar redding gekom, en dan kom ek en jy by die plek, en sy gaan doen so. En vandag is daai dogter en haar man al vir die laaste 15 jaar een van my mooiste geestelike seuns en dogters. Maar die dogter sê daardie aand vir haar ma, dis reg. Ek wil ook my saak met God regmaak. Maar ma kan ons 'n instelling in hierdie huis maak, omdat ma vanaand die vrymoedigheid gehad het om tafel toe te kom en te sê, dis hoe ons vanaf gaan doen. Mag ek ma ook vermaan as ma iets verkeerd sou doen van hierdie dag, wat ma nou sê, mag gaan God met alles doen. Mag ons mekaar begin vermaan, mag ons mekaar begin opbou, sodat niemand afbreek nie, maar dat ons saam in hierdie huis Here kan begin dien. En die ma sê daardie aand, dis reg my kind, as ons die Here in hierdie huis gaan dien, is ons daar om mekaar te vermaan. Ek wil vanmôre vir jou vra, vermaan julle mekaar in die huis? Is julle mekaar se accountability partners? Wat is daai groot woord? Met ander woorde, in my huis, as ek sê dat ek is my vrou se accountability partner, en sy is my accountability partner, dan moet sy die vrymoedigheid kan hê om te sê, my man, dit wat jy nou in hierdie huise doen, is nie dieselfde wat jy Sondag gedoen het, toe jy in die kansel gestaan het, en vir die wat sy gemeente gebreek het nie. My man, jy moet ook in lyn kom met hierdie evangelie wat jy verkondig, want in hierdie huis moet ons, soos Josua sê, mag die wêreld daar buite kan nou kies wie hulle wil dien, maar ek in my huis, ons gaan die Here dien, en dan staan ons op en ons begin die Here te dien, met vuur, met begeerte, om vorentoe te dryf, meer en meer na die volle mate van Jesus Christus. En dit bring my by die volgende skrifgedeelte vanmôre. Halleluja, prys die Here.
Handelinge 21 vers 11 tot 5. En toe hy by ons kom, neem hy die gordel van Paulus en bind sy eie hande en voete en sê, dit spreek die Heilige Gees. So sal die Here die man wie se gordel dit is in Jerusalem bind in die hande van heidene oorlewer. Ja. Paulus ontmoet God wat in Damaskus. Hy word vrygemaak van ek het my kerk, ek het my God, my siening, na die ware ontmoeting met die lewende God van hemel en aarde. En nou word hy deur die Gees van God gedryf om onbeskaamd by elke geleentheid die naam van die Here groot te maak. En hierdie Paulus word gesalf en hy word gestuur en hy begin met vrymoedigheid te preek. En dan op 'n dag kom hierdie profesie na hom toe. Dieselfde gordel van hierdie man gaan hulle jou bind in Jerusalem en dan gaan jy wegvoer. En toe mense dit hoor, die verrassing, sê hulle die volgende woorde. En toe ons dit hoor, het ons saam met die broeders van die plek om gesmeek om nie op te gaan na Jerusalem. Maar Paulus gaan, wat doen julle dat julle weet en my hart te week maak? Want ek is bereid om nie alleen om gebind te word, maar ook om in die Jerusalem te sterwe vir die naam van die Here Jesus Christus. En toe hy dan die oorgehaal was ons tevrede en gesê, laat die wil van die Here skied. Na hierdie dae het ons vir die reis klaargemaak en na Jerusalem opgegaan. Ek vind net so klein stalkie inbring. Het ek die vergunning, so 'n paar jaar terug. Droom ek die nag. Ons het klaar gepak. Die reis is klaar beplan. Ons gaan deur Botswana toer, en dan gaan ons deur Namibië toer, en dan kom ons weer so terug Suid-Afrika toe. En die nag, voordat ons die volgende aand, dit was die woensdag, die Vrydag so ons ry, droom ek die aand, ek verongeluk dood in Namibië. En ek raak opgewonde. Ek die vrou, hoe raak jy opgewonde as jy droom van die verongeluk dood? En ek kom die donderdag by die kerk en Nico kom na my toe. En hy sê my, Simon, jy mag nie weer toe gaan nie. Ek het gisterand gedroom, jy gaan dood verongeluk in Namibië. Ek sê vir hom, Nico, dan moet ek na Namibië toe gaan. Want ek mag nie die plek waar God wil ek moet sterf mis nie. Ek mag dit nie mis nie, want ek het geen vrees vir die dood nie. As dit is hoe my God my vooruit sê, maak jouself reg, ek kom jou haal, dan mag ek dit nie mis nie. En hy probeer my nog oorreed, en ek sê van, Nico, moenie my vrymoedigheid wat ek het, om vir die Here in alles te lewe, van my steel nie, los my dat ek gaan. En so, toe ons deur Botswana, en ons gaan later, oor Namibië in, en ek weet, nou, is dit net 'n paar ure, 'n paar dae, ek weet nie wanneer nie. En ons is daar in Windhoek, en ons gaan later op na die noorde toe, daar na Chinook toe, en terwyl ons so ry, kyk ek so, my vrou slaap, ek sit nie presies goed, ek sien my vrou slaap, my vriend Joe ry, en sy partner slaap, en ons ry. En op pad Chinook toe, is hy besig om die pad oor te doen, en gooi sement. En terwyl hulle sement gooi, word hierdie stofwol, en toe ek so kyk, so ver sy deur, sy 18-wiel trok, in ons baan. En ek sê, Here, this is the moment. En daai moment, word die kar geruk, asof iets ons in die pad het ruk. En die trok gaan verby. En God sê, die vyand het petisie aangeteken om jou lewe te vat, maar omdat jy tot die dood op my vertrou het, het kom nie toestemming gegee. Prys die Here, mens, ek wil jou in hierdie gemeente verder vat as net jou godsdienstige patroontjie, groefie waarin jy vir jare vasgevang. Ek wil jou vat na die dieper dinge van om God te kan dien. Daai diepte, wat nie in preke verduidelik word nie, wat nie verduidelik word in teologiese terme nie, dit kan net verduidelik word in getuienis wat saam met die bloed van die lambe om die werk van die vyand te verbreek. Amen. Maar dit stop nie daar. Toe ons swak ontmoeting gaan, word my vrou dodelik siek. Hulle jaag met die hospitaal toe.
By die hospitaal sê hulle weet glad nie wat maak jy, hulle tel nie. Alle wat sy funksies is normaal. En ons klim daar die aand in die bed en toe ek so in die bed gaan lê, toe sê die Here vir my, die vyand is nie tevrede dat hy jou lewe nie kon vat nie. Nou gaan hy jou met siekte kom beproef, omdat hy sê, hy wil nou jou geloof toets. Maar môreoggend 6:00, as jy wakker word, sê die vrou niks maak hier, maar jy gaan met die simptome opstaan. En ek stamp haar so. Omdat ek sê van goeie nuus. Ek het vir jou goeie nuus, my vrou. Môreoggend gaan jy right wees, maar ek gaan vir 2 dae dit moet vat. 6:00 by môre is ek so siek soos 'n hond. Ek voel die wêreld draai om my. Ek voel dat ek gaan dit nie maak nie. Ek was in my lewe nog nie so siek gewees soos daai tyd nie. En hier kom my vriend met goeie nuus. Hy sê ek moet 'n dringende vergadering in Johannesburg bywoon. Ons gaan nou non-stop ry. Het jy al probeer ry in 'n kar as jy baie siek is? Dit maak dit net erger. Nou ry ons vir 12 ure non-stop van Sottermount tot op die noordgrens van die Kaap. Dus daar kom toe, voel ek vir my of ek wil kruip uit die kar uit, nee. Ek wil net op bed kom en dan maak hy bed. Dit voel of die bed so maak en dan draai ek so om en dan ek laat my voet op die, maar dit help nie. En ons ry deur vereniging toe die volgende dag ry ons en ons kom die aand hier aan, seker so 5:00, 5:30 se kant. En my vrou sê vir my, nou gaan jy ongeval het. Ek sê ongeval het? Ek sê nee, 2 dae is by. Dis donderdag, daar's 'n bid hier. Ons gaan nou kerk toe. Sy sê vir my, jy is bleek siek. Ek sê nee, my God het my klaar gesê, moes net 2 dae. Nou 2 dae is nou verby. En ons gaan daai aand ry ons van my vriend van my af, ry ons sy bestuur, en toe ons by die kerk kom in Riversdal, klim ek uit en toe ek so instap in die kerk, toe my voet so binne die kerk sit, toe sit so gesond soos dit nou is. En so ek het sommer vanaand 'n getuienis maak, en ek bring 'n getuienis daar, en ek bemoedig. Jy sien my boetie, my sussie, ek wil vanmôre vir jou sê, om die Here te dien, is om ontmoeting te hê met 'n lewende God van hemel en aarde. Jy sal nooit weer dieselfde wees. Jy kan nie godsdienstig bly nie, jy kan nie in dogmatiek verval nie, jy kan nie vir die volgende 30 jaar maar net 'n kerk baie kan onttrek op 'n Sondag, en in 'n kerkbank kom sit, en die Here loof met 'n paar lofliedere en 'n preek, luister, jy kan YouTube toe gaan, jy kan oral se gaan, nie waar jy wil gaan. Maar ek wil vir jou sê, wanneer die storms kom, sal dit bewys waar jou fondasie lê. Yes, amen. Jy kan die mooiste huis bou, jy kan die mooiste voorgee Christen wees. Jy kan die mooiste Christentaal in hierdie kerk op 'n Sondag praat, maar as die storm jou gaan tref vir die week, gaan dit bewys waar jou fondasie lê. Was dit op sand gewees? Was dit jou eie gevoel gewees? Van ek moet regmaak, ek wil tog net nie hel toe gaan nie. Nou moet ek God begin te dien, want die lewe is die mekaar. Alles wat buite kan toon dat ons lewe in die dag van die openbaring, die laaste dag. So ek moet net iets doen om myself gerus te maak. So ek bou 'n goeie huis. Maar as jy op die rots nie. All in by. Jy kan vir die volgende 30 jaar getrou elke Sondagdiens bywoon. Jy kan ouderling word, jy kan 'n pastoor word. Jy kan 'n moderator word. As jy op die sand staan, sê ek vir jou, gaan jy die storm nie maak. Amen. Jy gaan hom nie maak nie. Maar as jy hier begin op die fondasie Jesus, en dit begin in jou binnekamer, voor sy aangesig, Here, ek is moeg vir kerk speel. Ek is moeg om Sondag vir Sondag net in 'n kerk te gaan sit en te sê ek is 'n lidmaat van 'n sekere kerk. Here, ek is moeg om vir Sondag net vir daai moment myself net so 'n bietjie mekaar te skrap, net so 'n bietjie op te staan, net so 'n bietjie myself want die lewe is so rof, die dinge is net te erg hier. Ek wil net vir hierdie Sondag, wil ek net by 'n plekkie wees waar ek so 'n bietjie rustigheid kan wees. Ek wil vir jou sê, die plek waar jy en ek kom wanneer ons met Jesus ontmoeting het en begin op die rots, dan sê ek nou vir jou wonder, die storm aan die voordeur klop, dan sê jy vir die storm, come in, because it's God's appointed time to meet with you. Jy vrees nie meer die dood nie, jy vrees nie meer die storms nie. Sê ek dat as die storms ligsinnig moet vat, dit is môre oor dinge van die lewe ligsinnig moet praat. Nee, ek sê dit is die attitude waarmee ons gaan. Dit is die attitude waarmee ons gaan. Ek en my sal die Here dien. En dan begin jy op te staan.
En die eerste ding wat jy doodmaak wanneer jy die Here begin te dien, hoor wat vanoggend vir jou sê, is negativiteit. Ja. Die eerste ding wat jy vat, jy voel ons in nek. Maar moet jy dit 'n manifestasie doen? Negativiteit. Ek en jy sit nie meer om jouself te kampvuur. Hier om hierdie kampvuur gaan ons nie 'n kampvuur storieetjies vertel waar jy my kan vertel hoe ek moet dink en wat ek moet doen nie. Kom ek help jou, wys jou waar is die voordeur. En dan stuur jy vir negativiteit by die voordeur uit. Amen. Amen. Maar hy's 'n vuil goed man. Jy sien hom by die voordeur en klim nie hierdie kant venster. Jy sien nou net negativiteit, ek vat jou in jou nek en ek stuur jou by hierdie deur uit. En as jy jou mooi kyk dan jy sit alweer in die sitkamer. Maar wat hy goed? Nee, ek doen so net deur die venster. Dan vat jy van weer in sy nek. En jy vat van bly in sy nek, jy vat jy bly voor die deur toe vat, nee. Totdat jy hom oorwin. As hoor wat ek vanmôre vir jou sê, jy gaan vanmôre hier sit en jy gaan sê, ek gaan nie meer dat negativiteit my gedagtes besoedel. Wat toe dan voor jou inry? Dan sê jy, genade, jy sien net die negativiteit, jy is al agressie op met son kuier. Dan vang jy hom ook aan sy nekkie. En jy gooi hom op die deur. En hoe kan jy sê, dit word 'n goddelike, aangename stryd om hier goed te begin identifiseer. En as jy later al sien hoe gryp iemand sê, nekkie. Mense, as ons nie God in praktyk wil begin te dien nie, en ons wil hom net in woord en letter dien. Die letter maak dood, maar die gees van God maak lewendig. Ek en jy moet God begin dien in gees en waarheid. Ons moet begin ingestel wees. Kyk, daar's een ding wat ek by Jesus in sy lewenswandel vir my uitgestaan het, wat my oorwinningsplek begin word het. Die dag toe hy sy grootste storm instap. Toe stap hy hom stil in. Nie woord nie. Stil soos 'n skaap. Ter slagting gelei. Weet jy hoekom? Hy het nie nodig gehad om homself te verduidelik nie. Hy het nie nodig gehad om aan die wêreld te sê, eintlik wil ek julle sê, julle is besig om julle redder te kruisig. Kom dat ek net gaan met julle 'n bietjie sit en gesels nie. Hy vat sy kruis. En hy stap die pad in sy storms, Golgotha. En daar leer ek iets, Here, daar kom 'n dag, wanneer ek in my storms, of in bloedspore gaan loop, en bly loop, want ons is uitverkoop, of jy gaan my bloedspore verlaat. En jy gesê, dis net nie die moeite werd om te volg. Die storms is net te groot, die uitdagings is net te groot. Hierdie, om in sy voetspore te loop, nou gesê te loop in alle aspekte van my lewe. My oggendpraatjies, my aandpraatjies, my oggend computer kyk en my middernag computer kyk. Verheerlik dit sy naam. Of het ek 'n sekere tyd wat ek YouTube kyk na boodskappe en liedjies wat in my huis speel, maar vanaand middernag nie. Ek hoop die Here slaap want hy moet net nie kyk wat ek nou kyk nie. Want dit wat ek nou kyk is me time. Dit is nou maar me time. Want die me het gesterf. Ek hoor van God soos ek nie myself kruisig nie. En ek begin nie Galasiërs 5 sê, 4 sê. Praat hy van die werk van die gees en die vlees. Hy sê in die vlees openbaar en noem hy al hierdie goeders. Hy sê, maar die wat aan die Here behoort, het die vlees en sy hartstogte gekruisig. En dit leef nie meer nie. Maar wat ek nou leef ek vir Jesus. Dis nie presies, maar die konteks, dis wat Paulus sê. Dis wat Paulus sê. My hartsbegeerte vanmôre in hierdie plek, terwyl my eie sekondes op hierdie lewenspad aftik. What a glorious day we now will see. Maar ek vanmôre vir jou sê, die wedergebore seun en dogter van God se fondasie, standvastigheid lê nie in hoe sterk mens jy is, maar hoe ver uitverkoop jy leef vir Jesus Christus. Amen. Dit gaan nie oor hoe sterk jy is nie. Dit gaan nie oor, jy kom op 'n plek en nou het jy hierdie powerful verhouding met God, jy is nou hierdie powerful man en vrou. Nee. Inteendeel, hoe nader ek aan Jesus kom,
hoe minder word hierdie ouetjie. Ja, dis waar. Hoe minder word jy. En wanneer daai Maljebrief van die deur klop, en dan daai ander enetjie wat ons nie baie van hou om te praat nie. As daai omstandighede wat net nie weggaan nie, maar wat by jou bly. Dit kan wees wat ook al, gaan die woorde koppel nie. Elke van jou vanmorgen kan sê, of jy het iets in jou lewe, wat jy die Here al soveel jare bid, Here laat net hierdie ding weggaan. Paulus het ook gebid, hy sê, Here laat net hierdie doring in my vlees. Here, alles, net hierdie doring in my vlees. En die Here sê, ek laat dit toe, sodat jy nederig moet bly. En naby my moet bly. En toe ek eendag vir 'n pastoor sê, dat daai doring in die vlees was letterlik 'n demoon wat gegee was om Paulus met die vuis te slaan, te sê, maar jy weet nie waarvan jy praat nie, God sal nie toelaat 'n demoon nie met die vuis slaan. Ek sê, gaan lees Handelinge. Gaan lees dit. En toe gaan ek nou weer daai tipe persoonlikheid. Ek gaan lê voor die Here. Sê Here, ek wil verstaan wat hier gestaan. Ek wil weet, hoekom moes Paulus hierdie doring in die vlees dra? En wat is hierdie doring in die vlees? Want ek laat my geen vertel, daar staan 'n demoon by sy bed en hy bly met die vuis slaan nie. As geen manier dat God so iets het toelaat nie. En wat is dit, Here? Want waar die Gees van God is, kan 'n demoon nie net inbeweeg en uitbeweeg soos hy wil nie. En die Here wys my iets. Paulus sê, ek het skielik gekry. Hy was geslaan. Hy was met klippe gegooi. Hy was in tronk gewees. Ek sê, Here nou, hoekom was hierdie vrede? Hy sê, want hy het sy boeties en sissies geslaan. Hy het hulle in kettinge weggevoer. Hy het hulle op skepe laat terugvaar. Hier is toe baie van haar skepe het gesink en het verdrink. En so het hulle aan die grijsbank oorgegee. En die oes wat hy gesaai het, moet hy afbring, terwyl hy sy siel red. Daar kom sekere tye in jou lewe wat, dit wat jy in jou lewe gedoen het, lê so saad in die land. Jou siel is gered, maar daar is 'n oes wat moet afgebring word. Bring deur die oes. Ek sê altyd vir iemand, wanneer jy die nuwe oestyd ingaan, en die ou onkruid moet afgehaal word, dink vir jouself, 'n boer staan een oggend op, en hy besef, vir 2 jaar het ek nie geplant nie. Hoe lyk hy wanneer? Onkruid, bossies, dorings. En wat doen die boer? Hy gaan mos kamer toe, gaan bid hy. En sê, Here, ek bid dat U die bossies verwyder en vir my die koring plant, en dan gaan hy uit en staan die koring are. Nee, in geloof. Neem my 'n standpunt in. Ek het laks gewees vir 2 jaar. Ek het toegelaat dat my landery word soos wat hy word. En nou moet ek ingaan en ek moet die landery gaan skoonmaak, want ek verwag van my God 'n oes, maar ek moet die grond voorberei. En dan gaan hy uit en hy haal die bossies uit, hy haal die dorings uit, hy haal die onkruid uit, maar hy bly getrou terwyl hy die onkruid verwyder. Hy bly getrou in daai seisoen van skoonmaak, regmaak, nader aan God kom, en dan wanneer dit skoon is, dan druk hy die ploeg in die grond, en hy kyk vorentoe, hy kyk nie meer om nie, en hy begin die ploeg in te slaan, en dan plant hy. En net soos dit in ons lewens. Ons leef goddeloos. Ons leef ver van God af. En dan kom ons by die Here uit en sê, Here, U het vir my op Golgotha heuwel gesterwe. Maar hoe lyk die landery? Hoe lyk jou lewe tot dan? Daar's gevolge van verkeerde besluite. Daar's dinge wat in my lewe is, nie omdat dit net ingekom het, want Spreuke sê vir my opreg, dat geen vloek kan oor my kom as daar nie 'n oorsaak is nie. So dinge in my lewe is die mekaar omdat daar 'n oorsaak was, maar nou kom ek en ek het my Damaskus ontmoeting met God, sy Heilige Gees kom openbaar, dat Jesus het vir my aan die kruis gestaan, ek kom in verhouding en ek staan op en ek word gesalf en ek word gestuur, en dan is daar 'n tyd om die landery en daai proses skoon te maak. En hier wil ek vanmôre vir jou sleutel gee. Wanneer die storms lyk of dit net nie wil weggaan, moenie nog 'n storm kry nie. Wanneer jy die onkruid uithaal,
Die landery skoonmaak vir die oes. Moenie gaan en dan weer onkruid gaan saai waar jy nou net uitgaan. Amen. Moenie dood oor jou eie verhouding met God spreek nie. Wie wat maak my ongelooflik hartseer? As iemand kom en hulle vra, bid vir my vir kanker. En jy staan daar in geloof, en jy bid met geloof vir daai persoon. En 10 minute later, hoor jy hoe loop daai persoon saam met 'n vriendin uit. Ag, hierdie kanker sal my in elk geval nooit los nie, ek sal nou maar. Dink ek, Here, waarvoor het ons nie so plek gebid? Hierdie persoon gooi alweer onkruid. Ag, onkruid. Onkruid. Gooi hier onkruid. Moenie onkruid. Gooi van dat. Gooi konkreet. Dankie Heilige Gees, daai woord moes so uitgekom het. Gooi konkreet, moenie onkruid gooi. Reinforce man. Moenie die duiwel weer wat son jou 10 meter wat jy vir God gewen het, sê was weet wat nie. Vat my hierdie 10 meter weg. Ek laat dit om te bly skoonmaak. Jy gaan in 'n loop en val verhouding met God vir die res van jou lewe en dit gaan nie God wees wat nie oor jou omgee nie. Jy is geroep om herstel te wees in jou verhouding met God soos wat Adam en Eva het gehad het. En God het vir Adam en Eva gesê, gaan en gaan heers. So jy moet opstaan en begin heers oor elke area van jou lewe met goddelike wysheid, goddelike insig en met 'n determinering dat hierdie huis van my sal skoongemaak word. Ons gaan die Here dien met alles en ons gaan alles verwyder wat nie in hierdie huis God verheerlik. En nou staan jy op en nou begin jy daai ingesteldheid te leef. En nou is daar dorings. Nou is daar onkruid. Oei. Want God nie omgee nie. En jy het hulle geplant. Jy moet hulle uithaal. Amen. En dit vat tyd. Yes. Iemand vra my eendag persoon, hoeveel tyd vat dit nou om hierdie onkruid te haal? Ek sê, kom ek vra jou, hoe lank het jy God nie gedien nie? Ja. Nee, pastor, baie jare. Hoeveel onkruid het jy baie jare gesaai? So dan gaan jy 'n rukkie vat om al daai onkruid uit te kry. Maar jy moet nou getrou bly in die skoonmaakproses. Nou maak ek skoon. Bring hierdie hart van my elke dag net nader aan God. My verhouding met God is meer en meer oor hom en minder en minder oor myself. Sodat hy my huis kan vul. En ek sluit af met hierdie gedagte. Mense bel my en sê my pastoor, die kas se deure klap. Swart figuurtjies beweeg rond. Pastoor, asseblief kom maak net hierdie huis skoon. En ek is, my salwing is teaching. So jy is so baie teaching in my preke hoor. En dan sê ek vir hulle, eers het ek, toe nog so, toe ek nog 'n kortbroek gedra het in die geloof. Dat klim ek aan my kar, man, dan ry ek na 'n huis toe nog, en bestraf ek die duiwels ek gelei. Ja, en dan moet ek hoor na die terrein mense sê, van daai pastoor Simon nie was, as hierdie huis nog erger afgeneem nie, of so nooit hierna te bring. As ek hier en hoe nou? En toe begin my broek groei. Toe begin ek 'n lang broek te dra. Want jou vyand dra ook lankal nie meer 'n kort broek nie. Hy is al 6000 jaar op hierdie aarde, hy ken elke trick in die boek. So jy moet hom met wysheid met jou fight. Dan gaan ek na die boek. En toe begin dit kom van daai instorm en duiwels uitdryf. Toe gaan dit na 'n volgende fase toe, waar ek met mense gaan sit in die sitkamer en ek sê, as 3 maniere om mens huis skoon maak. Die eerste een is 'n pastoor vir jou sê, ek vra jou R700 na jag jy, omdat as jy draai nie kry nie, as jy sal bok. Yes, amen. Want daai ou is definitief besig om die krag van die Here na jou huis te bring, hy is besig om geld te maak uit jou. En die tweede een het ek vir gesê wat jy nie doen. As jy met jou huis kom en sê jy moet nou hierdie meubelstuk brand nie, met daai gordyne brand nie, met daai klere brand, dan sê jy vir hom klim jou kar en ry. Yes. That's only one way. As iemand na jou huis kom vir jou sê hierdie is nie reg nie en daai is nie reg nie, sê dit een kant. Moenie besluite doen terwyl jy emosioneel is. Yes, amen. Dan gaan bid jy by die Here. Sê Here, hierdie pastoor vir my sê dit en dit en dit en dit is nie reg nie. Here, oortuig my deur u Gees wat is in my huis nie reg nie. Dit was my tweede fase. Dus my broek nou al daar.
Vandag in 'n langbroek verhouding met God. As iemand my bel en vir my sê die kaste se deure klap en die oudjies beweeg in hierdie huis rond, dan sê ek vir my boetie, my sussie, kom na my huis toe. Want ek wil graag met jou sit en gesels. En dan kom hulle dan en toe sê, daar's net een manier hoe ons hierdie ding gereg maak met jou huis anders. Begin die Here te dien. Kom by die Here uit en moenie net die Here gebruik omdat jy nou self so aangejaag het. Die dorings is nou al so erg dat jy, as jy trap jy 'n dubbeltjie, nou moet jy die pastoor bel en my huis is nie mekaar nie. En dan moet die pastoor die dorings die dubbeltjies kom uithaal. Dis moes hy dit al geplan het, nee. So die pastoor moet ook so maak nie. Nee. Verantwoordelikheid te vat. Dis ek en my huis gaan die Here begin te dien. Amen. En nou skakel jy in by 'n gemeente waar jy kan sê, ek ervaar die Gees van God met my praat. En my nader aan God bring. Amen. Amen. En weet jy wat gebeur toe? Dan skakel die mense in. As jy maand, 2 maande later as ek my boetie, my sussie met 'n nee, pastoor, jy sien my van ons Here begin te dien, die Here myself gewys en daar's soveel vrede in ons huis, daar's soveel liefde, die duiwel se hank meer in my huis los nie. Want waar die Gees van God woon, kan die vyand nie woon nie. Amen. Wat gebeur as jy mens na huis toe en jy dryf die duiwel uit? Hy gaan weg. Want hy moet gehoorsaam wees as jy hom aanspreek in die naam van die Here Jesus Christus. Dan gaan hy weg. En al vele dae, dan kom hy terug en hy kry hy huis mooi aan die kant, want die Heilige Gees woon nog nie daar nie, hy het nog nie by die Here uitgekom nie. Dan gaan al die 7 erger. En dan neem hulle intrek, want die Gees van die Here is nie daar, wat in die huis van, want die vyand kan nie ingaan waar die Gees van God is nie. En nou is daai huis 7 keer erger, nou word gesê, van daai ou hier kom dit nie. Dis chaos. Chaos. En toe besluit ek weier om chaos oor mense se lewe te bring, so ek gemaak nie hulle huis is goed. Dan moet jy by Jesus uitkom. So dat die Here die huis kan vul, dan kan die vyand wat uitgedryf word, nie na vele dae 7 van sy maatjies gaan haal kom intrek, want die Gees van God woon in hierdie huis. Amen. En my boetie, my sussie, wat ek vanmôre vir jou in hierdie boodskap met soveel liefde, met soveel passie, met soveel eagerness by jou wil aflewer vanmôre is, bou jou huis se fondasie op die rots. Begin dit reg, begin dit met 'n verragtige, uitverkoopte, opregte verhouding met Jesus. En sien dat dit nie net kom oor kerk toe gaan en kerk speel en godsdienstig word en jy het later al hierdie redes dat jy jouself regverdig, hoekom jy nou eendag mag hemel toe gaan. Laat Jesus die oortuiging word in jou hart en in jou lewe dat jy behoort aan hom. Hoe weet jy dit? Want hy is teenwoordig. Hy is teenwoordig in jou lewe. En dan word my huis nie meer op sand gebou nie, maar op rots. Hoe lyk die fondasie van jou lewe? Is die vraagstuk wat ek net vanoggend wil afsluit in hierdie diens. En ek vra jou vanmôre. Hoe lyk die fondasie van jou lewe? Het jy al negativiteit in sy nekkie gevat? En dan wil die Here uitgesluit? En dan klim jy deur die venster van jou maar weer en sê ek boetiekie, wat het jy te veel sien? Wat vat jy nog? Gooi weer by die venster. So sit ek te moes met aggressie. Want ons moet saam met die bloed van die lam en die woord van ons getuienis dat ons die lam oorwin. Kyk. Sit ek met aggressie, so julle wat dit nou al baie gehoor het, jammer om te hoor. Ek gaan dit maar weer uitleg. Want baie besoekers môre, so hulle het nog nie gehoor. So julle kan uitgaan, julle kan slag van koffie maak terwyl die besoekers gaan gewoon my getuienis luister. Ek sit met 'n aggressieprobleem. 'n lelike een. 'n vermaakprobleem. Hier sit my ma se oudste broer. Vandag ouderling in my gemeente. Hy was 'n tesourier van 'n groot kerk gewees. Sê my ma gaan net nou Simon in diens. Nee, maar ek het my kerk. En toe hy een diens by my toe ry hy toe sê vir sy vrou, nou het ons 'n probleem. Ek moet reg op die dak. En so is hy al 5 jaar by my. Ja. Maar ons sit met 'n bloedleiding. Ja. Want jy sien waar kom hierdie probleem vandaan? Ons voorvaders was Duitsers.
wat as gevolg van wêreldoorloë uit daai omstandighede het gevlug het, en die gelees het al, maar hulle het die duiwel saamgebring van aggressie. En soos het ons, dien die Here met passie. Salwing is op my lewe, maar as hulle iets doen op die pad, dan trek ek vir jou met 'n Paulo 'n 18-wiel trok van die pad af. Ek trek 'n 18-wiel trok van die pad af. En die res mag ek sê nie, se polisman is. Mag nie die res praat en dag gebeur nie. Maar ek weet nie my sussie, ek besluit tot hier toe. Nie verder. En ek so daai aand wat dit gebeur, as ek op pad kerk om te gaan teaching gee. En daar sit 60 mense in die kerk toe instap. Dus ek mense voor ek vanaand vir julle teaching gee, moet julle eers vir hierdie God en lus bid. Want dis wat nou gebeur het op pad hierna. En ek weier dat hierdie ding verder oor my heers. Nico, ek dink jy was al daar. En 'n man kom staan en bid. En toe hulle klaar gebid het, toe gaan ek nie huis toe en dan verwag ek hulle gebed met my vrou maak nie. Nou het ek gaan werk. Ek wil nou ingestel wees. Ek mag nie hierdie ding verder oor my lewe te laat. En ek fight. Ek fight hom nog vir 'n jaar lank. Want toe ek die duiwel bestraf, toe het hy 'n ander ding wat die binne my woon, wat hulle noem 'n trigger. Ek is ingestel en môre kom in die bidkamer, ek is ingebid, ek is reg vir die dag, dankie Here, hierdie gaan 'n dag van oorwinning wees. Dan is die trigger daar, dan doen ek iets wat ek nie wou doen nie. Dus ek, Here, my gedagtes is nou reg, help my met hierdie trigger. En toe gebeur het op 'n dag, dat ry en sê my vrou, sê wat ek gemis? En sê jy, ja, we sê, nee. Maar hy is, wat weet, sê wat ek nou weer gemis? Jy het dit gesien? Nee. Ek noem dit beaming. Mense, vandag, as ek op die pad is, gebeur daai goed. En weet jy wat dink ek? Dink ek, Here, het ek oor sulke simpel goed my toys en kot uitgegooi. En die vrede van die Here wat alle verstand te bo kom woon in jou. En dit is nie godsdienst. Dis oorwinning. Dis lewe in Jesus wat binne jou kom woon. En dan moet jy eerlik sê, dis nie my werk en my vermoëns nie, dis omdat dit op die rots is. Dis op die rots. Hoe laat die fondasie van jou lewe? Wat is jou triggerpunte? Ek hou daarvan, hoe baie. So op die einde van die dag kan die getuienis wees, groot is die werke wat God in my lewe kom doen. As jy begeer om die waarheid te hoor en te voel die woord sny so tweesnydende swaard, wie eers gaat dit doen? Sny my, wat preek, en dit sny na jou kant. Dan wil ek vir jou sê, wanneer die volgende diens mis. Kom skakel by ons. Nie omdat ons beter is die gemeente, wat 5 kilometer van hier af is, of in die stad, nee, hier gaan dit nie oor 'n beter gemeente nie, hier gaan dit nie oor gemeentelede werf nie. Maar as jy plekkie soek in hierdie goddelose tydperk waarin ons nou woon, waar die kerk al te bang is om op te staan en kompromisies begin te maak. Dit wat gister sonde was, is vandag nou nie meer sonde nie. Dan wil ek vir sien, dan is hier dalk die plek waar jy moet kom inskakel. Maar daar is 'n voorwaarde. Die pastoor sê voorwaardes. En die voorwaarde is, jy gaan huis toe. Dan gaan bid jy oor hierdie saak. Here, is dit waar U wil hê ek moet inskakel? Amen. Nie waar pastoor Simon my vertel, is dit waar U wil hê ek moet inskakel? En dan, as die Gees van die Here jou oortuig, dis waar jy moet inskakel, dan kom jy ingebid met 'n verwagting.
Here, vandag gaan met een doel kerk toe. Ek wil al maak dit meer einde as almeen. Here, die dorings moet uit. Die onkruid moet uit. Totdat ons kan plant 'n goeie oes. En kan sê, Here, ek bring 'n goeie oes uit. Van toegewydheid. Heiligmaking. Wat sal met bekering gaan, waaragtige bekering. Dan is hier die plek waar ek wil hê moet wees. Dis hier waar ek begeer om jou toe te rus as kind van God. Want dis my roeping. Wat is die taak van 'n pastoor? Wat is God se woord se roeping vir my as pastoor? Wat is my hoofdoel? Fonds en sang. Definitief nie. Mega kerk bou. Definitief nie. Kyk hoeveel mense kan ek oortuig om in hierdie kerk lidmaat te word. Definitief nie. My enigste roeping sal met al die gawes, sal met al die vrug van die Gees van die God wat saam werk, en een roeping, om die heilige toe te rus, om diensbaar te word binne God se koninkryk. That's my calling. Om jou toe te rus, om meer en meer diensbaar te word binne God se koninkryk as jy wil. Kom ons sluit eens. Vader, Abba Vader, dankie vir u soete Gees. Dankie vir u heiligheid. Dankie vir u wat 'n werk begin en u maak dit klaar in ons lewens. Dankie dat die een kan kom met 'n woord, die ander kan kom met 'n psalm, die ander kan kom met 'n gesang, die ander kan kom met 'n getuienis, en so stig ons mekaar. Dankie vir vanmôre. Dankie vir toerusting om diensbaar te kan wees in die koninkryk. Want u woord is manna vir ons siel. U water is wat ons dors kom les en ons word nooit weer dors. En ons eer u daarvoor in die kragtige, wonderlike, lieflike naam van Jesus Christus, wat ons so lief het, dat hy sy eie lewe vrywillig neergelê het, sodat ons kan deel wees van sy